lees ons uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 47. Jakob ontmoet die farao. Josef is toe daar weg en hy het die farao gaan inlig. Josef het vir hom gesê, my vader en my broers het met hulle kleinvee en grootvee en alles wat hulle besit hier aangekom uit Kanaan. Hulle is nou in die Goshen streek. Josef het 5 van sy broers saamgevat en hulle aan die farao voorgestel en hy het hulle gevra, wat is julle nering? Hulle het hom geantwoord, ons is kleinveeboere, ons en ons voorvaders. Verder het hulle vir die farao gesê, ons wil graag as vreemdelinge hier kom woon, want ons het nie meer veiding vir ons vee nie. Daar is 'n groot droogte in Kanaan. Laat ons toe om in Goshen te kom woon. Toe sê die farao vir Josef, jou vader en jou broers het na jou toegekom. Egipte is tot hulle beskikking. Jy moet hulle in die beste deel van die land laat woon. Hulle kan in die Goshen streek aanbly. En as jy weet van knap manne onder hulle, moet jy hulle met vel plaas van my vee. Josef het ook sy pa Jakob gebring en hom aan die farao voorgestel. Toe Jakob hom begroet het, vra hy vir Jakob, hoe oud is jy? Jakob het vir hom gesê, ek is nou 130 jaar vreemdeling hier op aarde. In vergelyking met die van my voorouers is dit maar min, en my lewensjare was vol swaar kry. Toe groet Jakob farao en vertrek. Josef het toe sy pa en sy broers in Rameses laat woon. Hy het vir hulle in die beste deel van Egipte eiendom gegee soos die farao hom beveel het. Hy het sy pa en broers, sy hele familie en met kinders en al van kos voorsien. Josef se reëlings tydens die hongersnood. Vers 13. Daar was nergens meer kos in die land nie, want die hongersnood was swaar. Al die mense van Egipte en Kanaan het daaronder gelei. Josef het al die geld van die land in die hande gekry, toe die mense van Egipte en Kanaan daarmee kom kos koop het. Hulle het die geld na die farao se huis toe gevat. Maar toe die geld in Egipte en in Kanaan opraak, het al die Egiptenaars vir Josef gesê, u moet vir ons kos laat kry. Waarom moet ons hier voor u doodgaan? Maar toe die geld in Egipte en in Kanaan opraak, het al die Egiptenaars vir Josef kom sê, u moet vir ons kos laat kry. Waarom moet ons hier voor u doodgaan? Net omdat ons nie geld het nie? Josef het vir hulle gesê, as julle geld op is, moet julle maar julle vee bring, dan gee ek vir julle kos en ruil daarvoor. Toe bring hulle vee vir Josef, en hy gee vir hulle kos en ruil vir perde en kleinvee en beeste en donkies. Daardie jaar het hulle van kos voorsien en ruil vir al hulle vee. Aan die einde van daardie jaar en die volgende jaar het die mense weer by Josef gekom en vir hom gesê, ons kan dit nie vir meneer wegsteek nie, ons geld is op en u besit reeds al ons vee. Ons het niks meer oor om vir u te bring nie, net onsself en ons grond. Waarom moet ons hier voor u oë doodgaan? Hier is ons en daar is ons grond. Koop ons en ons grond en ruil vir kos. Ons sal die farao se slawe word en ons grond sal syne wees. Geef vir ons saad dat ons in die lewe kan bly. En as ons nie sterf nie, sal ons grond nie onbewerk lê nie. So het Josef al die grond vir die farao opgekoop. Al die Egiptenaars het hulle lande verkoop en die hongersnood het hulle swaar gedruk. Die land het aan die farao behoort en die volk het van een uithoek van Egipte tot by die ander uithoek na die stede toe gekom, na Josef toe. Hy het net nie die priesters se grond gekoop nie, want hulle het 'n vaste inkomste van die farao gekry en hiervan het hulle geleef. Daarom het hulle nie hulle grond verkoop nie. Toe sê Josef vir die volk, ek het julle en julle grond nou vir die farao gekoop, hier vir julle saad. As julle dit nou op die lande saai, moet julle 1/5 van die opbrengs vir die farao afgee, en 4/5 is julle sin. Gebruik dit as saad vir die lande, en as kos vir julle en vir wie in julle huise is, en vir julle kinders. Hulle het vir Josef gesê, U het ons lewe gered. Wanneer is ons goedgesind, ons sal die farao se slawe wees. Josef het hierdie reëling tot vandag toe 'n vaste instelling in Egipte gemaak. 1/5 van die opbrengs kom die farao toe. Net die priesters se grond is uitgesonder. Dit behoort nie aan die farao nie. Tot sover. Dit is dan Genesis hoofstuk 47 tot by vers 26.
Hierdie gedeelte wat die ontmoeting tussen Jakob en die Farao beskryf, maar ook die handel en die verkoop van die graan van Josef namens die Farao aan die volk. Hy eintlik wonderlike opbrengste, eiendom en vee en alles, die hele land teruggegee het aan die Farao. Klink byna onwerklik. Vir 'n mens soos hulle sekerlik sien of jou grond, of andersins is daar geen uitkoms nie. So waarom sal jy nou geld of jou vee of jou grond gee om in die lewe te bly nie? Al word jy dan ook 'n slaaf op jou eie plaas, op jou eie plek waar jy voorheen gebly het. Party van die gebeure is byna onverstaanbaar. En tog besef ons dat die Here toelaat dat mense en gebeure verloop op buitengewone maniere, sodat sy wil, sy koninkryk op hierdie aarde kan kom. Ook op buitengewone, onmoontlik om te beredeneer maniere vir mense. Kom ons leef ook met die wete dat die Here in beheer is van ons lewe. Dat baie dinge van ons baie keer nie sin maak nie, nie reg of goed, of dalk te goed om waar te wees, kan wees. Maar dat ons sal weet, en glo, rustig sal weet, solank ons die Here se wil soek en doen, dat dit is wat goed en reg vir ons lewe sal wees. Partykeer is dit baie uitdagend, né? Want ons voel nie ons is opgewas daarvoor.